202 miljoen. Dis nogal 'n mondvol, né? Maar dis soveel mense wêreldwyd in 2010 met perifere arteriële siekte of PAS geleef het. Dis 'n verstommende getal, veral vir 'n toestand wat so baie keer heeltemal onder die radar vlieg. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Vandag kyk ons na arteriële siekte in die bene. Maar, en dis die belangrike deel, ons gaan nie net na die mediese jargon kyk nie. Nee, dink eerder hieraan soos 'n verhaal van twee paaie. Twee heeltemal verskillende reise, wat 'n pasiënt kan vat, elk met sy eie uitdagings, sy eie doelwitte. Reg, hier is ons plan vir vandag. Ons kyk eers na hoe groot hierdie probleem eintlik is, dan duik ons in daai twee paaie waarvan ek gepraat het, ons sal sien hoe elkeen behandel word, en dan, laastens, hoe dokters 'n plan maak wat perfek pas by 'n individu. Goed, eerste dinge eerste. Wat is perifere arteriële siekte nou eintlik? Kyk, in eenvoudige terme, is PAS soos 'n loodgieterprobleem in jou liggaam. Die pype, jou are, veral in jou bene, raak al nouer en nouer. En dit natuurlik beperk die bloedvloei. Dokters het 'n slim manier om dit te meet, hulle noem dit die enkelbrachiale indeks. As daai telling 0.9 of laer is, wel, dan is dit 'n redelike duidelike teken dat jy PAS het. Maar hier's die ding, en dis absoluut krities om dit te verstaan. Daai pyn in jou been, dis nie die simptoom. Dis die punt van die ysberg. PAS is eintlik 'n reuse rooi vlag, 'n waarskuwingsteken van 'n probleem wat deur jou hele liggaam loop. Jep, dis 'n waarskuwing van iets wat sistemiese aterosklerose genoem word. Basies, jou are wat oral oor verhard en vernou. So as jy 'n PAS-diagnose kry, beteken dit jou risiko vir 'n hartaanval of 'n beroerte of selfs 'n vroeë dood is skielik soveel hoër. En dis presies hoekom ons hieroor moet praat en dit ernstig moet opneem. Goed, so kom ons kom by die hart van vandag se gesprek, en hierdie is regtig die sleutel. PAS is nie net een ding nie. Dis eintlik twee heeltemal verskillende stories, twee paaie. En om te weet op watter pad 'n pasiënt is, wel, dit verander absoluut alles. Kyk nou mooi hierna, want hierdie skyfie is eintlik die hele storie in 'n neutedop. Links het ons wat ons kan noem die makliker pad, intermitterende claudikasie. Wat is die simptoom? Pyn as jy stap. Die doel? Eenvoudig, verbeter jou lewenskwaliteit. Jou risiko van amputasie oor 5 jaar? Minder as 5%. Maar nou, kyk regs. Dis die donker, gevaarlike pad. Chroniese ledemaatbedreigende iskemie. Hier is die simptome, dis 'n ander wêreld. Pyn selfs wanneer jy rus, sere wat net nie wil genees nie, gaan greën. Hier is die doel nie meer gemak nie. Nee, dis 'n reddingspoging vir die been. En die risiko, 'n ysingwekkende 30% kans op amputasie binne 1 jaar. Dis twee totaal verskillende realiteite. So, kom ons stap eers daai eerste minder gevaarlike pad. Vir pasiënte met intermitterende claudikasie is die hele strategie gebou rondom die bestuur van simptome en die verbetering van funksie. Dis 'n duidelike, ons probeer eers die eenvoudige goed benadering. Die behandeling is amper soos 'n leer. Jy begin onder die fondasie, maak seker jou hele hart- en bloedvatstelsel is so gesond as moontlik. Die volgende trap, en dis regtig die belangrikste een, is begeleide oefening. Eers as dit nie werk nie, dink ons aan medikasie. En heel bo aan die leer, slegs as niks anders gewerk het nie, word 'n prosedure om bloedvloei te herstel, revaskularisering, eers oorweeg. En hierdie aanhaling sê dit eintlik alles, né? Oefenterapie is die beste aanvanklike behandeling. Voordat ons enigsins pille of operasies oorweeg, is 'n goeie, gestruktureerde oefenprogram die heel beste plek om te begin. En dis nie net 'n opinie nie, dis wat die wetenskap vir ons wys. Reg, so sê net maar oefening is net nie genoeg nie. Wel, dan is daar 'n farmakologiese opsie. Die hoofmedikasie wat tans goedgekeur is om hierdie simptome te help, is iets wat silastazol genoem word. Goed, nou beweeg ons oor na daai tweede, baie gevaarliker pad. As ons praat van chroniese ledemaatbedreigende iskemie of CLBI, is die spelletjie heeltemal anders. Dis nie meer om jou lewe gemakliker te maak nie, dis 'n volskaalse reddingsmissie. Jy sien, hier is medikasie op sy eie net nie genoeg nie. Die been self is in gevaar. Die nommer 1 prioriteit is om so vinnig as moontlik weer bloed daar te kry. En dit beteken 'n intervensie, daai ding wat ons revaskularisering noem, is amper altyd die antwoord. En hierdie skyfie breek die twee hoofopsies mooi af. Aan die een kant het jy oop chirurgie, 'n omleiding. Dink daaraan soos om 'n splinternuwe snelweg te bou om 'n massiewe verkeersknoop te vermy. Dit hou lank. Aan die ander kant is daar endovaskulêre terapie met ballonne en stente. Dis soos om die verkeersknoop van binne af oop te forceer.
Dis 'n kleiner operasie, jy's vinniger op die been, maar dit hou dalk nie so lank nie. En dis belangrik, dit kan dalk toekomstige opsies vir chirurgie moeiliker maak. Dit kan, soos hulle sê, breie brand vir later. So, ons het hierdie twee paaie. Ons het verskillende behandelings. Hoe op des aarde besluit dokters watter roete om vir 'n spesifieke persoon te neem? Dis hier waar die kuns en die wetenskap van medisyne regtig bymekaar kom. En dis die groot vraag, né? Hoe besluit hulle? Dis nie so eenvoudig soos om na 'n skannering te kyk en te sê, ja, dis opsie B nie. Nee, dit vat 'n baie dieper, meer holistiese benadering. Die antwoord, gelukkig, lê in 'n baie slim raamwerk wat ons die plan-benadering kan noem. Eerstens, P vir die pasiënt se risiko. Hoe gesond is die persoon oor die algemene? Tweedens, L vir die ledemaat se erns. Hoe groot is die gevaar vir die been self? Hulle gebruik 'n stelsel genaamd Wi-Fi om dit te bepaal. En laastens, AN vir die anatomiese patroon. Basies 'n padkaart van presies waar die blokkades is. En as jy daai 3 dinge saamvoeg, die pasiënt, die ledemaat en die anatomie, dan beweeg jy weg van 'n een groot pas almal benadering. Dan kry jy 'n behandelingsplan wat uniek is vir elke liewe pasiënt. Dis pasgemaak. Maar en hierdie is dalk die belangrikste punt van alles. Maak nie saak op watter pad 'n pasiënt is nie. Maak nie saak watter prosedure hulle kry nie. Daar is een goue reël wat vir almal geld. Hierdie aanhaling som dit perfek op. En hier is daardie goue reël in aksie. Elke enkele pasiënt met pas moet aggressief medies bestuur word. Dis nie onderhandelbaar nie. Ons praat van dinge soos antiplaatjie-medikasie, statiene en natuurlik die groot goed. Ophou rook, bloeddrukbeheer en suikerbeheer as jy diabetes het. Onthou, hierdie goed behandel nie net die been nie. Dit verminder die risiko van 'n hartaanval of beroerte, dit red letterlik lewens. En dit los ons met 'n laaste, nogal diep gedagte. Met al hierdie ongelooflike tegnologie wat ons het, al die komplekse prosedures, herinner hierdie hele planbenadering ons aan iets baie eenvoudig. Die beste uitkoms begin en eindig altyd by die pasiënt. Dit dwing ons om te vra, hoe verseker ons dat ons altyd die persoon behandel en nie die siekte op 'n skandering nie?